Die G20-beraad was 'n suksesvolle byeenkoms in baie opsigte. Die feit dat die Amerikaners nie daar was nie, die feit dat Argentinië dit nie bygewoon het nie, of die staatshoof van Mexico, het wel afbreek gedoen aan die glans, maar ek dink dit het opgemaak met die sterk teenwoordigheid van Europa en die Europese steun wat die Suid-Afrikaanse byeenkoms van die G20 geniet het. Daar is 'n verklaring uitgereik en die verklaring het baie wyd gestrek en 'n mens sal nou moet sien hoe hierdie verklaring, wat natuurlik nie afdwingbaar is nie, wel uitgevoer gaan word in die jare wat kom. Die groot krisis was dat die Amerikaners op die nippertjie besluit het om wel aan die G20 deel te neem, maar op die vlak van 'n paar amptenare van die State Department. Hierdie besluit van die Amerikaners op die nippertjie het gemaak dat die Suid-Afrikaanse regering 'n diplomatieke protokol gevolg het deur te sê dat 'n staatshoof gaan nie die sleutels vir die G20 wat in 2026 in Miami gaan plaasvind in die VSA aan 'n mindere amptenaar gaan oorhandig nie, en dit is toe op die maandag gedoen na die beraad. Opvolgend daarna het die Amerikaners by wyse van president Donald Trump 'n baie sterk bewoorde verklaring gemaak op sy Truth Social platform, waarin hy gesê het, wel, die Amerikaners gaan volgende jaar 'n baie groot G20 hou en Suid-Afrika sal nie uitgenooi word nie. Nou, dit is 'n baie direkte bedreiging of 'n aanval vir Suid-Afrika. Ek wonder of Donald Trump hierdie bedreiging of hierdie dreigement kan uitvoer, want die G20 behoort nie aan die VSA nie. Die G20 is 'n groep wat saamgestel is onderling uit 20 lande. Die land wat dit aanbied, soos Suid-Afrika dit nou aangebied het die reg om ander lande ook uit te nooi. So ons het die hele Afrika uitgenooi, sodat daar uiteindelik meer as 40 lande deelgeneem het aan die beraad. Amerika mag dit klein hou, met ander woorde net 20 lande, maar of Amerika die reg het om vir Suid-Afrika te sê, jy kan nie kom nie, dis 'n ander vraag. Wat die Amerikaners wel kan doen, is om die visums te weier van Suid-Afrikaners en dit met ander woorde op daardie maniere ook te slaan. Maar dan gaan hy by die Europese lande en die ander deelnemers van die G20 moet verbykom. En die belangrikste element van die G20 is die G7 lande. Dis die groot westerse industriële lande insluitende Japan. En ek twyfel of hulle hiervoor gaan val. So ja, dis 'n dreigement, maar ek twyfel of dit uitgevoer kan word. 'n tweede ding wat baie belangrik is, wat hierdie week in Amerika gebeur het, is iets waaroor ons al gepraat het, en dit is wetgewing wat daar gestel is om AGOA vir nog 2 jaar te verleng. Maar in die voorgestelde wetgewing wat ingevoer is deur die konservatiewe senator van Louisiana, senator Kennedy, geen familie van die Kennedys nie, maar Kennedy, hoe dit ook al sê. En in hierdie voorstel word gesê dat AGOA moet verleng word vir 2 jaar. In beginsel lyk dit positief, maar dan kom die fyn kap na Suid-Afrika. Suid-Afrika word van die 2 jaar uitgesluit. En dit sluit ook in dat swart leiers wat geweld aanvuur moet gesanksioneer word. So kom ons kyk, waar gaan hierdie wetgewing heen? Dit gaan nog hierdie jaar na 'n punt toe gestuur word. En dan miskien die laaste aanvullende stukkie nuus is dat die minister van Landbou aangekondig het dat ons nou 'n landswye veldtog teen Back and Claw gaan voer. En ek dink dit is baie belangrik. Maar tog bly die probleem dat die huidige vaksin wat gebruik word net 'n 3 maande houdtyd het en dan moet dit weer toegedien word. Daar is vaksine beskikbaar in Turkye, beskikbaar in Brasilië met 'n jaarlange lewensduur, maar dit is nog nie goedgekeur nie, en ek dink ons het die probleem nou begin raak sien, maar ek dink daar's nog groot uitdagings om die back and claw dilemma in Suid-Afrika op te slaan.